Gierigheid. Wie kan vir my sê, wat is gierigheid? Kom sit, skuif sommer so in. Ek sien daar is nog kindertjies, skuif in. Almal kan inpas hierso. Jy kan omloop en daai kant gaan sit ook. Daar sê, wie kan vir my sê, wat is gierigheid? Weet julle? Julle is nou toep stil. Weet niemand nie. Ok, ek gaan 'n bietjie vir julle verduidelik wat is gierigheid en dan gaan julle 'n bietjie beter daar in die klasie ook leer wat gierigheid is. Ja, dit lyk lekker, né? Ja. So kom ons maak so. Een vir jou en een vir my. En een vir jou en een vir my. En een vir jou en nog een vir my. En een vir jou en sommer twee vir my. En een vir jou. Ag, en sommer 'n handvol vir my. En een vir jou en nog een vir my. En een vir jou en nog so 'n paar vir my. En nog een vir jou en een vir my. En nog een vir jou. Ag, ons gee sommer vir jou ook eenetjie. En vir jou ook eenetjie. En vir jou ook eenetjie. En het julle al gekry? Nee, ok. So, daar's eenetjie vir jou ook. En eenetjie vir jou. En eenetjie vir jou. En nou is alles vir my. Ek sien julle sit met sulke oop monde en kyk vir my. Nee! Nou is ek stom geslaan. Ek moes dit verwag het. Sien julle wat is gierigheid? Gierigheid is, ek wil alles vir myself hou. Kyk hoe gierig is Tannie Karika. Sy vat sommer alles vir haar. Sê julle dit onthou? Ok, julle kan klas toe gaan, hoor. Daar's. Spreuke hoofstuk 4. Spreuke hoofstuk 4. Ons gaan lees vers 20 tot 27, 83 vertaling van die Bybel. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte. Want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. 'n Vol lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns. Moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af. Dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Ons teks dan vir vanmôre. Ek het daar sommer vir ons 'n ou prentjie op die bord gesit van 'n ou wat baie hoog, baie hoog bo in die lug op daai dun koord wat julle daar sien, van een punt na 'n ander punt toe loop. Nou kyk, ek slaan sommer klaar van angs uit, deur net te dink daaraan hoe hoog dit moet wees. En dan het hierdie man oënskynlik nie eers iets aan hom wat keer dat as hy sou val, dat hy homself nie te pletter val op die grond. So lyk dit in elk geval vir my. Nou, dit is die prentjie wat ons vanoggend in ons koppe moet hê.
Hierdie prentjie gaan tot 'n baie groot mate ons help om die teks wat ons gelees het beter te verstaan. Ek is mos maar lief vir liedjies, en om hulle aan te haal hier in die erediens. En veral ou Koos Du Plessis is een van my groot fans. Ek is een van sy groot fans. Hy het 'n liedjie geskryf, Môre liedjie. Maar in hierdie liedjie is daar 'n reël of twee wat in 'n sekere sin nogal bietjie sinies is. Hy sê, dit gaan oor die wysheid. Hy sê, wysheid kom met die ouderdom en grysheid en berusting. Moet ek tog teen die wysheid waak? Want wat wil 'n ou man daarmee maak? Nogal sinies, En hy het nogal 'n punt beet, as 'n ou nou grys geword het en oud geword het en jou lyf nie meer lekker wil saamwerk nie, wat op aarde wil jy dan met die wysheid maak? Ou sou dit eintlik wou gehad het toe jy jonk was, toe jy jonk en onverskillig was, wil ek amper sê. Dan het 'n ou eintlik die wysheid nodig. Vir my interessant dat ons teks sê, dis 'n pa wat met sy seun praat, Hy wil vir sy seun wysheid gee. Vriende, daai prentjie is in 'n sekere sin 'n soort metafoor wat ek vanoggend wil gebruik om iets van die lewe te beskryf en met julle aan julle te verduidelik. En hoe hierdie teks daarmee verband hou uiteindelik. Maar kom ons kyk net eers. Die teks wat ons gelees het is deel van die boek Spreuke. Spreuke is deel van wat ons nou maar as dominees leer ken het as wysheidsliteratuur. Dis deel van die wysheid. Daar's van die psalms wat wysheidsliteratuur is, daar is Spreuke, Prediker. Job noem ons anti-wysheid. Want Job se verhaal keer die hele beginsel van wat wysheid is op sy kop. Nou gaan ek verduidelik, wat is wysheid? Miskien help dit eers as ek sê wat dit nie is nie. Wysheid het niks te doen met 'n universiteitsgraad. Wysheid het niks te doen met slimmigheid. Wysheid het niks te doen met al die wonderlike talente wat ons gekry het. Wysheid het niks te doen met kopkennis nie. So wat is wysheid dan? As ek dit in een sinnetjie kan saamvat, wat wysheid is, dan sou ek moet sê, wysheid is die kuns van die lewe. Wysheid impliseer dat ek die kuns van die lewe bemeester. Nou, wysheid het in die Bybelse tyd basies soos volg gewerk. Iemand wat 'n wyse lewe geleef het, kon daarop staat maak dat God hom ryklik sou seën op die dag van die Here. Maar 'n dwaas aan die ander kant, hou wat nie hierdie wysheid waarna ons gaan kyk nou, ernstig opgeneem het in sy lewe nie. En dis eintlik nie die kuns van die lewe bemeester het in sy lewe nie. Hy kan weer op die dag van die Here, kan hy God se oordeel verwag. Kan hy verwag dat God vir hom net die heel slegste in die lewe gaan gee? Job het ek net nou gesê is anti-wysheid, want Job keer hierdie hele beginsel op sy kop. Want wat gebeur in Job? Net om die punt te maak. In Job verloor Job alles.
ten spyte daarvan dat hy 'n regverdige man is, ten spyte daarvan dat hy godvreesend is, ten spyte daarvan dat hy reg lewe, verloor hy alles. Nou ek gaan nie vanoggend oor Job preek nie, maar die punt van Job is net, uiteindelik gaan dit oor wie God is. Dat God is almagtig, God is in beheer, God is die ene wat die uitkoms van ons lewens bepaal. En soms gebeur daar slegte goed, maar God is nog in beheer. Maar vir die Spreukeboek het ons hierdie skema, die dag van die Here, vir die wat die kuns van die lewe bemeester het, wag daar voorspoed. En vir die wat dwaas was en die kuns van die lewe nie bemeester het nie, vir hulle is daar vloek en oordeel wat wag. Hier's 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan. En dit is, waar begin wysheid? Waar begin dit? Wat is die ding wat eintlik soos 'n goue draad deur die wysheid uiteindelik loop? Veral Bybelse wysheid. Spreuke 1 vers 7 sê, wysheid om die kuns van die lewe dus te bemeester, begin met die dien van die Here. Daarsonder het jy niks. Daarsonder sou jy nie uiteindelik die kuns van die lewe kon bemeester nie. Jy het God in die eerste plek nodig. Jy moet hom dien. Hy is die groot leermeester van die kuns van die lewe. En dan lees ons in die Nuwe Testament dat Jesus in 'n sekere sin by uitstek vir ons kom leer het wat wysheid is. By uitstek kom wys het hoe om die kuns van die lewe te bemeester. Jesus het byvoorbeeld, as ons die Johannes Evangelie lees, kan ons agterkom dat Jesus sê dat hy niks gedoen het ooit op aarde as hy nie gehoor het dat God die Vader dit van hom vra om te doen nie. Dat hy niks gedoen het wat hy nie gesien het die Vader doen nie. So absoluut in lyn en in gehoorsaamheid met die Vader. En dan sien ons hoe Jesus sy hele lewe uitspeel, dat dit absoluut gehoorsaamheid is. En dat hy uiteindelik selfs tot die dood toe gehoorsaam is. Tot die dood toe doen wat die Vader van hom vra. As ons na die Ou Testament gaan kyk, het Israel die 10 gebooie gekry as riglyne van hoe om as God se volk te leef en dus die kuns van die lewe te bemeester. In die Nuwe Testament sou 'n ou kon sê, kyk net 'n bietjie na die bergrede. Die bergrede is 'n baie mooi voorbeeld waar Jesus vir ons kom leer hoe om die kuns van die lewe te bemeester. Sien vriende, baie keer wanneer ons nie die Here eerste plaas in ons lewe nie, wanneer die Here nie die beginpunt van ons bemeestering van die kuns van die lewe is nie, dan is dit soos die Engelsman sou sê, that's where the cookie crumbles. Dit is waar dinge skeef loop, baie keer in ons lewens. Kom ons gaan terug na die metafoor wat ek gebruik het. Die tou in daardie prentjie stel in 'n sekere sin die lewe voor. Die lewe wat ek en jy elke dag lewe.
Die lewe is in 'n sekere sin eintlik maar om te balanseer op daai dun tou waarop ons deur die lewe loop. Ek en jy moet op daai tou kan bly, om die kuns van die lewe dus te bemeester is om op hierdie tou van die lewe te kan bly en nie af te val nie. Maar as ek wel van die tou afval, dan word my lewe as ware in terme van die metafoor wat ons gebruik 'n royale gemors. En dan wonder ons baie keer, waar het goed skeef geloop? Hoekom het ek hier beland? Waarom is ek in hierdie gemors? Die lewensreis, vriende, kom ons sê dit nou maar vir mekaar, dis nie 'n maklike ding nie. Die lewensreis is vol hoogtepunte en laagtepunte. Die lewensreis is vol uitdagings elke dag. Die lewensreis is vol keuses wat ek en jy moet maak. En daai keuses is nie altyd voor die hand eenvoudig om te maak nie. Partykeer weet ek nie heeltemal watter ene die regte ene is nie. Die lewe is ook vol versoekings. Nes Karika versoek was om daai klomp lekkers te kom vat vanmôre. Nee? Die lewe is vol versoekings. Ons ken hulle. Ons ken hulle. Om op die tou van die lewe te balanseer, vra van my en jou in 'n sekere sin soos vir daai ou om 1 tree op 'n slag te gee. 1 tree op 'n slag te gee. Die tou van die lewe het 'n beginpunt en 'n eindpunt. En dis nogal belangrik om dit te weet, want ons het 'n geboorte, fisies hier op aarde, en ons het uiteindelik ook 'n graf. En wat in die tussentyd gebeur, van geboorte tot graf, hier op die tou van die lewe, het ook 'n geweldige impak op wat na die graf met ons gebeur. Dis belangrik. Vir ons as kinders van God is die begin en die einde van ons lewe natuurlik die Here. Ons het dit net nou gesing, dat hy die Alfa en die Omega is, die begin en die einde is. Om die kuns van die lewe te bemeester, het ek net nou al gesê, begin met die dien van die Here. Maar hy is ook die eindpunt waarheen ek op pad is. So hier op die koord van die lewe moet ek weet, is dit nie maklik nie, ek moet tree vir tree gee, daar's 'n begin en 'n einde, en God is daardie begin en einde. En daarom, vriende, is kennis van God so belangrik. Ongelooflik belangrik. In 'n sekere sin is kennis van God eintlik ononderhandelbaar. En hier praat ek nie maar net van 'n klomp kennis wat ek weet nie, goed wat ek weet van God nie. Dit gaan oor 'n deurleefde kennis van God, van ervaring van wie God is, en hoe God vir ons sorg en ons beskerm en ons liefhet in hierdie lewe. Dis daai tipe kennis. Dis 'n intieme kennis van God. Is 'n diep verhouding met God. In Filippense 2 en 3 sê Paulus al wat hy begeer. Hoofstuk 3 vers 10. Al wat hy begeer is om God te ken
gelyk te word in sy dood en die krag van die opstanding te kan ervaar en beleef. Vers 22 van die teks wat ons gelees het sê, 'n wyse lewe, 'n lewe wat so die lewe bemagtig het, die kuns van die lewe geleer het in sy lewe. So lewe lei uiteindelik tot 'n vol lewe. 'n lewe wat sin het, 'n lewe wat betekenis het, 'n lewe wat vir my uiteindelik my plekkie in die son verseker. Vriende, dit voel vir my baie keer dat die grootste leemte in ons lewe baie keer is dat ons hierdie eerste belangrike les, wil ek amper sê, hierdie eerste belangrike ding wat ons moet weet oor die bemeestering van die kuns van die lewe mis. En dit is dat ons nie altyd in 'n diep, intieme liefdesverhouding met God lewe nie. Dat dit nie ons grootste strewe en begeerte is, soos wat vir Paulus is, om die Here te ken nie. In al sy magnifieke glorie nie. Die tweede baie belangrike ding wat ons onder die knie moet kry as ons die kuns van die lewe wil bemeester, is dat ek fokus sal hê. Wil die woordjie fokus gebruik. Vers 25 sê die Spreuke skrywer, hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk nie regs of links nie. Hoekom nie? Want die oomblik wanneer ek begin rondkyk daar op die tou van die lewe en nie fokus nie, en ek gaan nou praat oor waar ons fokus, dan gaan ek dalk my balans verloor. Ek gaan afval van die tou van die lewe. Daai ou, kyk waar kyk hy. Hy kyk reg voor hom uit. Hy kyk na die eindpunt waarheen hy op pad is. Kolossense 3 sê dit so mooi, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, daar waar God is. Hou hom voor oë. Hebreërs 11 vertel van die wedloop van die lewe, en dat ons die eindpunt, daar waar Christus is, voor oë moet hou. As ons dit doen en gefokus lewe, dan sal ons tree vir tree op hierdie tou van die lewe kan neem. Daar's 'n derde ding in daai prentjie wat nogal belangrik is, en dis die balanseerstok. Die balanseerstok help vir daai ou om, terwyl hy fokus op dit wat daar voor is, op hierdie tou van die lewe te kan balanseer. Nou wat is die balanseerstok vir ons as gelowiges? Wat is dit? In Psalm 119 lees ons dat die woord van God 'n lig op ons pad is. Ook baie ander plekke waar dit staan. Dit lyk vir my, vriende, as ek hier op die tou van die lewe wil balanseer, dan moet ek God se woord onder die knie hê. Ek moet gereeld die woord van God lees en bestudeer, want dis waar ek God se wil vir my lewe ontdek. Dis waar ek ontdek hoe belangrik wat vir God belangrik is in hierdie lewe. Maar dis ook die Heilige Gees
Want die Heilige Gees leer ons in die woord van God, is die Gees van die waarheid. Dis die Gees wat my help om te weet wat reg en verkeerd is, en my help om God se woord uiteindelik te kan verstaan. En tog gebeur dit. Tog gebeur dit. Dat ons soms van die tou van die lewe afval. Ons almal het dit al beleef. Daar is die een wat kan sê dit het nog nooit met hom gebeur. En ons verloor ons balans op die tou van die lewe, vriende, wanneer ons fokus verloor, sou ons kon sê. Wanneer ons uit eie krag die lewe ander, met eie insig die lewe ander, en nie God se voorskrif vir die lewe ernstig opneem in ons lewe nie. Wanneer ons God se onderrig aan ons versmaai. Spreuke sê, in die teks net vooraf, voor vers 20 sê, bly weg van goddelose en slegte mense. Bly weg van hulle wat jou fokus kan laat verloor hier op die tou van die lewe. Bly weg van misdaad en geweld. Bly weg. Dwars deur die Spreukeboek praat hy oor 'n morele lewe. Bly weg van immoraliteit. Bly weg van 'n fiksasie op plesier en genot en genietinge. Natuurlik kan ons die lewe geniet. Dis nie wat die teks sê ons nie mag doen nie. Maar 'n fiksasie net daarop sal ons uiteindelik by 'n punt bring dat ons fokus verloor op dit wat belangrik is in die lewe. Spreukeboek sal ook vir ons sê, oppas vir hoogmoed. Oppas. Bly nederig. Ken jou plek in die samelewing. Ken die manier hoe God wil hê jy moet leef en waar jy inpas en tuiskom. Oppas sê ons teks wat ons gelees het van dit wat in die hart omgaan. Hart is eintlik maar in die Ou Testament die plek waar my gedagtes ontspring. Dis waar ek dinge bedink, nie in my kop nie, maar in my hart. So as ek die verkeerde goed in my hart ronddra, as ek oor die verkeerde goed dink, dan gaan ek op die verkeerde plek uitkom, ek gaan van die tou van die lewe afval, ek gaan my balans verloor, ek gaan die kuns om die lewe te bemeester verloor. Dan sal ons teks byvoorbeeld 2 voorbeelde gee. Hy sê, bly weg van leuns. En bly weg van mense wat jou mislei. Dit voel vir my ons leef in 'n baie deurmekaar wêreld, waar waarheid nie meer waarheid is nie en leuen nie meer leuen is nie. En ons nie altyd kan onderskei tussen die twee nie. Gelukkig, vriende, vanuit 'n geloofsperspektief gekyk, is ons 'n bietjie beter af as daai ou wat daar hoog bo loop, want onder ons is daar 'n net, wanneer ons van die tou van die lewe afval. En wat is daai net? God se liefdevolle genade. God sê vir my en jou, ons kan weer begin. Ons kan weer en weer begin. En hy gaan ons help om op die tou van die lewe weer uit te kom, sodat ons hierdie lewensreis kan voltooi. Die wenstreep kan haal. Deur Jesus Christus begin God weer oor met elke een van ons. Nou sal ons vir mekaar kon vra, hoe lyk
'n wyse lewe? Hoe lyk 'n lewe wat die kuns van die lewe bemeester het? Paar goed wat ek wil uitlig. Heel eerste, so 'n lewe het 'n leerbare gees. So 'n lewe is oop daarvoor om elke dag iets nuuts te kan leer. Veral in terme van God se woord. So 'n lewe het die vermoë om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Filippense 1 vers 9 praat van dat ons die onderskeidingsvermoë moet kan hê om te kan weet waarop dinge aankom, om te weet wat reg en verkeerd is. Maar dis 'n vermoë wat God vir ons moet gee. Dis wat uit 'n verhouding met God groei. Uit hierdie verhouding om sy woord te leer en hom te ken, leer ek ook wat reg en verkeerd is, hoe om te kan onderskei. Dis 'n morele lewe. Dis 'n lewe wat leef volgens God se plan vir ons lewe. Dis 'n lewe wat altyd eers God se koninkryk en sy geregtigheid soek. En dan gee hy eers alles wat ons nodig het. Vanoggend, liewe vriende, dink ek is 'n tyd vir selfondersoek. Miskien as jy mooi gaan sit en dink na vanoggend se erediens, gaan jy sê daar is goed in jou lewe waarmee jy moet klaarmaak. Goed wat nie reg is nie. Goed wat jou balans versteur op die tou van die lewe. Dan is dit nou die tyd dat ons daarmee klaarmaak. Maar miskien is dit ook 'n tyd in jou lewe vanoggend om 'n nuwe hoofstuk te begin skryf. Want onthou, God is 'n God van tweede kanse, derde kanse. God wil graag hê ek en jy moet nuwe hoofstukke in ons lewens skryf, na slegte hoofstukke. Verdiep jou in die woord van God en in gebed. Wysheid, die kuns van die lewe begin met die dien van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord weer 'n keer. Dankie vir u gees wat in ons werk en hierdie woord van u in ons gees ook kom bevestig vanmôre. As ons u woord gehoor het, dan hoor ons dalk ook vanoggend dat daar goeters is in ons lewe waarmee ons moet klaarmaak en dat ons dalk 'n nuwe hoofstuk in ons lewe moet begin skryf. Ons kom na u toe, Here, om deur u woord en u gees ons hierin te lei en te help, sodat ons die kuns van die lewe kan bemeester. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons dank.